Jy kan so lank saam met my blaai na Genesis 22. Genesis 22 vanaf vers 1 tot 19, baie bekende gedeelte. Ons almal ken dit. En omdat ons vandag Vadersdag vier, het ek graag goed gedink om hierdie gedeelte te deel, dat ons 'n bietjie in hierdie gedeelte indelf, en net so 'n bietjie sien wat dit behels om 'n goddelike vader te wees. Lees saam Genesis 22 vanaf vers 1. Hy sê, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom vanuit die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan en sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. So het vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die 2de keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer en hulle het klaar gemaak en saam na Berseba gegaan. En Abraham het in Berseba bly woon. Here en Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê vir hierdie geleesde woord. Heilige Gees, ek wil bid dat U met ons sal praat vanmôre. Dat U hierdie woord in ons harte sal lê en dat dit sal opkom en veel vrug dra, Vader. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ons almal hou van 'n goeie storie. Ek meen daar's nie een van ons wat hier sit wat kan sê ek hou nie van 'n storie nie. Ons hou daarvan om te sit en te luister hoe ouens stories vertel, of dit nou iemand is wat 'n storie vertel, of dit iemand is wat boeke lees, of jy 'n TV-program sien, of dit 'n fliek is. Ons almal hou daarvan om verlore te raak in die lewe van ons hoofkarakters. Ons hou daarvan. Ons wil dit beleef. Nou volgens wetenskaplikes sê hulle dat wanneer jy 'n goeie storie lees of daarna kyk of daarna luister, word die goed voel, die voel goed hormone in jou liggaam, oksitosin vrygestel. So om 'n goeie storie te kyk of te luister of te lees, doen jouself goed. Maar hulle sê dit gaan eintlik verder as dit. Dit is nie net die oksitosin wat
wat meer raak in jou liggaam nie, daai goed voel hormoon nie, dit is jou gedagtes, jou brein weet nie die verskil nie. Jou brein dis asof jy daar is. So reageer jou liggaam wanneer jy by 'n goeie storie sit. En dit verklaar ook hoekom Angelique nie graag ek het dit al gesê, hoekom sy nie graag saam met my fliek kyk nie, want in my flieks waarvan ek hou, sterf die hoofkarakter gewoonlik. Hy gaan tragies dood aan die einde. So sy hou nie daarvan om dit te voel en te beleef nie. Sy wil nie daar gaan, want jy het al gesien as jy 'n goeie fliek, ek en 'n hartseer fliek kyk, dit affekteer jou soveel sodat jy huil. Jy weet dis nie waar nie, maar jy huil, dit affekteer jou. En so hulle noem dit om 'n hoofkarakter in jou storie dood te maak, noem hulle om jou lieflinge dood te maak. Murdering your darlings in die Engels. Dit is 'n skrywersterm wat beteken om dele van jou skryfwerk wat jy liefhet, maar wat nie die storie dien of die algemene lyn van die storie verbeter nie, meedoenloos te redigeer of dood te maak. So hoofkarakter of te nie, as hy nie die storie beter maak nie, moet hy doodgaan. En dit is wat hulle doen wanneer hulle skryf. Nou ons vind die beste voorbeeld daarvan in die gedeelte wat ons nou gelees het met Abraham wat vir Isak moes gaan offer. Dit is so 'n unieke en donker ware lewensdrama dat dit skokkend is vir beide Christen en vir ongelowige. En dit is die slegste voorbeeld van vaderskap wat ons in die hele Bybel het. As jy by die oog af daarna kyk, dis rof. Ek meen, wat doen 'n pa? Hy gaan sy kind offer. So, wat doen ons as Christene met hierdie teks? Ek weet nie wat is erger nie. Die feit dat Abraham bereid was om sy seun as 'n offer aan God te offer, of die feit dat God dit van hom vereis het om sy seun, sy enigste seun, aan God te kom offer. Nou voor ons onsself in Abraham se skoene plaas, of in sy sandale eerder plaas, kom ons kyk so 'n bietjie na die konteks hiervan. So jy sal sien die skrifgedeelte begin met na hierdie dinge. Nou na hierdie dinge dui daarop dat die volgende gedeelte plaasvind na Isak se geboorte. Ons weet hoe lank het hulle gewag vir Isak om gebore te word. Onthou dis 'n ou oom en 'n ou tannie wat 'n kind gehad het. Dis wat daar gebeur het. Vir jare gewag vir hierdie kind van die belofte wat sou kom. En so dit is na sy geboorte en dit is nadat hy vir Ismael, sy seun wat hy by die slavin gehad het, wat hy moes wegstuur. En jy kan selfs dink dat dit 'n hartverskeurende ding vir Abraham moes gewees het. Of dit nou 'n kind van die slavin was of nie, dit was sy kind, dit was sy vlees en bloed. En hy moes hom wegstuur. So na hierdie dinge, dit is wat nou volg. So mense sou nou dink dat na al meer as 100 jaar van swaar kry en probleme het Abraham dalk gedink dat hierdie is nou die einde. Nadat Isak gebore is, gaan my lewe nou begin makliker word. En dit is wat hy sou gedink het. Ek sou dit gedink het. Maar toe God hom onverwags op daardie dag roep, by die naam roep, was die vreemdste ontmoeting met God op die punt om te ontvou. 'n Groot ding was besig om te gebeur. En vir Abraham was dit nie 'n seepie of 'n fliek of 'n boek wat hy gelees het nie. Nee. Hierdie was sy eie ware lewensdrama wat besig is om te ontvou. Ek meen, God se vreemde opdrag in vers 2, dat hy sy kind moet gaan offer, dwing het my gedwing om na die oorspronklike Hebreëus te gaan kyk. Jene, is dit nie, kan ek dit nie anders vertaal nie? Beteken dit nie iets anders nie? En ek het slegte nuus, dit beteken in Hebreëus nie eers iets anders nie. Dit beteken, gaan offer jou seun. Is niks anders nie. Maar dan sien jy hy praat van die woord uit hom getoets. Dit was om Abraham te toets. So dit bewys egter dat daar geen rede is dat ons apologeties na hierdie geskrifgedeelte moet kyk, dat ek moet verskoning maak vir God vir wat daar plaasvind. Die God het duidelik gesê hy was op die punt om Abraham te toets. So dit was nooit God se plan om Isak te offer nie. Ek gaan Abraham toets, deur vir hom te sê gaan offer jou seun. So die verteller maak dit duidelik wat God se doel was met hierdie gedeelte. God was op die punt om 'n sekere waarde of 'n sekere kwaliteit of 'n sekere eienskap binne in Abraham te toets, deur dit tot die uiterste toe te rek. Dit is wat hy besig was om te doen. Nou in die lewe is daar egter geen vooraf waarskuwing of 'n vooraf studie vir 'n karaktertoets nie. Ek kan nie vooraf gaan swat nie. Ek kan nie soos wat die matrieks nou maak, besig om te leer en ons moet ook swat vir die eindeksamen wat voor lê nie. Ek kan nie dit gaan doen vir wanneer God my karakter wil toets nie. Daar's nie so 'n ding nie. Aangesien dit altyd as 'n
popkoos gebeur. Julle weet wat 'n popkoos? Dis wanneer jy opdaag die oggend by die skool en sê vir jou, "Right, sit weg die boek, ons gaan gou 'n toetsie skryf." Jy mos nie geleer, dis reg, ja, dis popkoos nou. Nou hierdie was 'n popkoos in Abraham se lewe. Skielik, alles gaan goed, hier's my kind gebore en die kind van die belofte en ek meen is 'n ou man en die popkoos Abraham gaan offer jou seun. En die feit is wat ons hier moet besef is dat Abraham nooit geweet het dat dit 'n toets was. Abraham het nie geweet dit is 'n toets nie. God het geweet dit is 'n toets. Abraham nie. Want as Abraham geweet het dat dit 'n toets was, dan het die toets eintlik niks beteken nie. Ek meen, hy moes nie weet dit is 'n toets nie. Toe die Here sy roepstem daar ophef en vir hom sê Abraham, was daar geen vooraf waarskuwing om vir hom te sê wat die aard van hierdie toets gaan wees en wat die erns van hierdie toets sou wees. En Abraham is nie net beveel om sy kind dood te maak, ons moet dit sien daarso. Hy moes hom as 'n offerhande doodmaak. Nou hoe maak jy offerhande dood? Ek meen dis koel en kalm en beheers wat jy 'n lam sou slag vir 'n offer. Daar's geen erg aan nie. Hy moes hom gaan offer, soos wat hy 'n lam sou slag, moet hy hierdie seun van hom gaan offer aan God. Dit is wat in sy gedagtes aangegaan het. Dit is wat hy gesien het. En vir ons klink dit erg, gaan offer jou seun. Ek meen, gaan offer 'n mens aan 'n God. Maar as jy deur die historiese kulturele filters gaan, waarin Abraham gelewe het, dan is hierdie nie so snaakse opdrag as wat dit vir my en jou dalk mag klink nie. Onthou, Abraham was 'n pelgrim in Kanaan. Die Here het hom soontoe gestuur en in Kanaan was dit niks vreemds om mense of kinders aan afgode te offer nie. So toe Abraham hierdie opdrag kry, het hy geweet in hierdie kultuur en hierdie mense rondom my, is dit normaal om mense te offer, om kinders aan hulle afgode te offer. So vir hom was dit nie snaaks nie. Maar plaas jouself vir 'n oomblik in Abraham se lewe, in hierdie pa se lewe. Van die oomblik dat Isak gebore is, was hy die vreugde van sy pa se hart. En dit is verstaanbaar, aangesien hy alles wat heilig is vir sy pa verteenwoordig het, alles wat liefde nodig gehad het vir sy pa verteenwoordig het. Ek meen, dit is God se beloftes, die verbonde wat God met Abraham gesluit het, die jare van hoop, van hierdie beloofde seun wat sal kom, en dan die eintlike ding is die messiaanse droom wat in vervulling sou kom, want deur Abraham sou die Messias kom. En God het uit sy pad uit gegaan om kommentaar te lewer oor hierdie liefde tussen Abraham en Isak. In die Hebreëus staan dit baie, hy stel dit baie duideliker. Ek het dit direk vertaal in die Hebreëus, hy sê, neem nou daardie seun van jou, daardie enigste seun van jou, wat jy lief het, daardie Isak. Dis rof. Ek gaan dit weer lees, dis beautiful, hy sê, neem nou daardie seun van jou, daardie enigste seun van jou, wat jy lief het, daardie Isak, en gaan offer hom. Jy kan nie die liefde daarin sien. God weet hy het hierdie kind lief. Gaan offer hierdie seun vir my, Abraham. Ek meen, hy is die vader wat 'n wonderseun op sy ou dag gekry het. En hy word gevra om sy geloof te meet aan sy liefde vir hierdie kind. Niemand kan sulke toetse ligtelik opneem nie. Ek meen, as pa en as ouer, soek jy die beste vir jou kind. Spreuke 13 vers 22 sê, 'n goeie mens laat vir sy kinders iets agter. Laat sy kinders erwe. So dis nie net, ek laat iets vir my kinders na nie, ek laat iets vir my kinders na, sodat hulle weer vir hulle kinders kan iets nalaat. Dit is wat jy vir jou kinders wil hê, dit is wat jy wil nalaat, dit is wat Abraham vir sy kinders wou hê. En die beloftes wat God aan Abraham gemaak het vereis dat Isak moes leef. Maar die bevel van God het vereis dat Isak moet doodgaan. Sien jy waarmee moet hy sit? God het beloof, deur Isak sal die hele wêreld geseën word, maar nou sê God, gemaak hom dood. En ek meen, dis rof. So wanneer die God van die heelal vir jou vra om jou liefling dood te maak, wat maak jy? Spurgeon het gesê, ek kan my nie 'n groter toets voorstel as die wat die Here op Abraham toegepas het nie. Die Jode sê gewoonlik dat Abraham deur sy leeftyd 10 keer beproef is.
Sekerlik is hy by hierdie geleentheid 10 keer in een beproef. Hierdie was 'n rowwe beproewing. Hierdie was hard, dit was swaar. En dan sien ons, wat doen Abraham? Abraham staan vroegoggend op. Hy het nie gewag nie. Hy staan vroegoggend op, waarskynlik omdat hy nie kon slaap nie. Jy kan vir jouself dink. Jy sit met hierdie ding op jou skouers, jy weet wat ek moet doen, ek moet aan God gehoorsaam wees, en ek moet my kind môre vat, en ek moet hom gaan offer. En weer eens, hy heroorweeg nie die saak nie, hy vra nie raad by die mense rondom hom nie, hy gaan dadelik en hy begin regmaak om te doen wat God hom beveel het. En alhoewel die swaarmoedigheid van Abraham se hart nie vir ons duidelik hier ingesit word nie in woorde oorgedra word, dat ek hier kan sien nie, kan dit duidelik gesien word deur die vreemde omgekeerde manier waarop hy te werk gegaan het om voor te berei. Ek meen, heel die mekaar. Abraham doen die laaste ding eerste. Hy gaan saal die donkie op. Ek meen, daar is nog niks reg nie, maar hy saal al die donkie op. En ek meen, dis heel eerstens, dis nie net 'n donkie opsaal nie. Onthou, Abraham het slawe onder hom, en bedienis onder hom. Dis eintlik 'n bediening se werk om die donkie op te saal, en hy gaan doen dit self. En nadat hy die donkie opgesaal het, gaan hy en hy gaan sê vir Isak en sy dienaars om wakker te word en reg te maak, gereed te maak vir die pad. En as jy nou dink hulle is nou gereed om te gaan, dan gaan Abraham en hy gaan kap hout. Weer eens 'n taak wat eintlik vir die slaaf of vir 'n bediende bedoel was. En nou staan almal en kyk vir hom. Die donkie is opgesaal, ons is reg om te gaan en nou gaan kap jy hout. Ek meen, die mekaar, Abraham se kop was die mekaar daai dag. Was hard. Hy was duidelik nie homself nie, hy het 'n private, onsigbare stryd in sy binneste geworstel nie. En skielik is hulle op pad. 'n 2 dae lange reis van Berseba na Moria het 3 dae geword. So dit moes 2 dae wees, Abraham rek hom uit oor 3 dae. En jy kan dink hoekom? Want Abraham het sy pas doelbewus aangepas, aangesien hy net in die kort tydjie nog saam met Isak gehad het. Hy wou dit koester. En omdat hy met hierdie pynlike geheim in sy hart geworstel het. Toe hy nog nie sy kind vertel, hy het niemand vertel nie, hy loop dit in sy hart. En uiteindelik in die verte, 3 dae later, sien hulle die land van Moria. Hierdie bergagtige gedeelte naby Jerusalem. En gedurende hierdie 3 dae wat hy gestap het, het Abraham lank en hard nagedink oor wat God vir hom gegee het om te doen. En in Hebreërs 11, ons gaan nie nou daar lees nie, jy kan dit na die tyd gelees, in Hebreërs 11 sien ons die heldesaal van geloof. Julle kan dit daar gaan sien. Dis waar die dade van al die Ou Testamentiese geloofshelde opgeteken word. En Abraham is onder al hierdie helde, is Abraham een, en dit is slegs Abraham se gedagtes wat opgeteken word. Blaai saam met na Hebreërs 11. Ek gaan net vinnig die Hebreërs 11 vers 17 tot 18. So hulle sê almal wat het hy gedoen en wat die ander gedoen het, maar vir Abraham sê hulle sy gedagtes, dit wat hy gedink het. Hebreërs 11, 17 en 18. Hoor wat sê hy hierso. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken, hoor wat sê, want hy, Abraham het gereken, dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. So wat was Abraham se gedagte, terwyl hy daar geloop het, vir 3 dae gewandel het, was sy gedagte, dat God in staat is, om my seun uit die dood uit op te wek. Dit was sy gedagte, dis waaraan hy gedink het. Dit bewys Abraham se geloof, omdat Abraham het nêrens 'n kulturele voorbeeld gehad, van waar God dooies uit die dood uit opwek nie. Daar was nie 'n voorbeeld nie. Ek meen, ons kan vandag deur die Bybel gaan en ons kan gaan terugkyk en die verhale vertel waar dooies opgewek is. Jesus uit die dood uit opgewek is. Abraham het nie dit gehad nie. So ek meen, hy moes uit die kultuur uitbreek om te besef, God is in staat om my kind uit die dood uit op te wek.
Want ek vertrou God se belofte. En dan kyk jy Abraham se sekerheid. Kyk hoe seker was hy. Toe hy die plek sien en hy weet ons moet nou hier vraag verder gaan, sê vir sy bedienis, luister, julle bly hier. Ons twee sal gaan, ons twee sal daar gaan en bid en ons twee sal terugkeer. Hy is seker van sy saak. Ons sal gaan en ons sal terugkeer. Wag julle net hier. Ons is op pad. Dit bewys Abraham se vasberadenheid om gehoorsaam te wees aan God en dit bewys sy hoop wat hy gehad het dat Isak sal oorleef. Maar is egter een ding om te weet, om iets te weet. Maar is heeltemal iets anders om op grond van daardie kennis op te tree. Ek weet wat die regte ding is om te doen, maar om dan op te tree. Om jou eie seun te gaan offer. Nou as mans streef ons gewoonlik daarna om 'n erfenis vir ons nageslag na te laat. Om 'n langtermyn finansiële sekuriteit vir hulle te los. Om generasierykdom oor te dra en 'n familie nalatenskap te vestig. Wat beteken dat as ek doodgaan, kan my kinders aangaan en wanneer hulle doodgaan, kan hulle kinders weer aangaan. Dis nie 'n ding wat doodloop wanneer ek doodgaan. Ons wil soos Abraham net die beste vir ons kinders hê. En dit was juis my oudste seun Jason se motivering agter die feit dat hy Amerika toe is, want hy wil 'n nalatenskap vir sy nageslag na. So wat hy wil doen, dis hoekom hy Amerika toe is. Nou behalwe vir die mees begeerlikste nalatenskap soos finansiële en materiële bates, ek meen dit almal wil dit tog nalaat. Ek wil 'n huis en 'n kar en as geld en polisse en al hierdie goederes wat ek kan nalaat en die kulturele erfenisse van waardes en wysheid wat jy oordra aan jou kinders. Ek meen al hierdie goederes of normale rykdom soos karre en huise en wysheid kan ek oordra of ek nou kind van die Here is of nie. Dis goed dat ek aan my kinders kan nalaat. Ek het verstaan dat. Maar om 'n geestelike erfenis oor te dra is net vir 'n kind van die Here beskoor. So ek kan vir jou rykdom nalaat, maar jy het nie die Here in jou lewe nie, want jy het hom nooit geken nie. Ek het jou nooit van hom geleer nie. So om 'n geestelike erfenis na te laat is die belangrikste ding wat ek en jy as kind van die Here vir ons kinders kan nalaat. Dis kennis van God. 'n Geestelike erfenis word nie deur woorde alleen geleer of oorgedra nie, maar dit word gesmee deur praktiese, uitgeleefde gehoorsaamheid. Ek leef wat ek glo. Ek leef wat ek sê. Kinders leer meer uit wat die Vader prioritiseer en wat hy doen, as wat hy leer wanneer ek vir hom preek. Hy kyk wat jy doen. Wat is vir jou belangrik? Wat is nie belangrik nie? En ek sê dit weer. Ons sit met 'n wêreld, en ek is nou vir jare wat ek hiermee worstel. As daar nie kinders in 'n kerk is nie, wat gebeur met 'n kerk? Hy maak toe. Ek gaan dit weer sê. Jy moet in jou hart gaan sit. 'n Kerk maak toe as daar nie kinders in 'n kerk is om oor te vat nie. Waar is die nageslag? En weer eens, ons kwet, ek het by die Here gelê, Here, hoekom lyk dit so? Hoekom is die kerke besig om tot nie te gaan? En dan vra ek, waar is die kinders? En dan vra ek weer eens, en jy het my net gewys weer eens, wie is die ouens wat die kinders leer en groot maak? Wat is belangrik vir die pa? Want dit wat belangrik is vir die pa en vir die ma, is wat belangrik is vir die kinders. Nee, ons het gister rugby gespeel, en julle is moeg, ons gaan vandag 'n bietjie inlê. Sien ons dit? So wat leer ons die kind? Is nie belangrik om in die huis van die Here te wees nie. Is nie belangrik om tussen kinders van die Here te wees nie. Ons kweek hierdie kinders. Ons kweek hulle. Wat is belangrik vir my, is belangrik vir my kind. So Abraham gee nie vir Isak net 'n lesing nie. Luister, dit is hoe jy die Here moet dien nie. Nee. Hy demonstreer 'n totale vertroue in God. Tydens die donkerste beproewing in sy lewe. Ek demonstreer vir jou wat is vir my belangrik. Om God gehoorsaam te wees. Ja, jy's my kind. Ja, ek is lief vir jou, maar God kom eerst in my lewe. En dit sou Isak leer om na God as sy uiteindelike voorsiener op te sien. Isak sou weet, daar's net een God, en daar's net een manier om hom te dien, en dis om hom te vertrou in alles wat jy het, in alles wat jy is. As kind van God moet jy 'n generasievisie hê.
Jy beplan nie net vir jou eie kinders en vir jou eie huis nie, maar jy het 'n multigenerasionele horison in gedagte. Dis jou kinders se kinders se kinders. Dit is wat jy wil hê, is hulle moet die Here dien. Jy soek 'n nageslag, jy soek 'n goddelike nageslag. En dis my begeerte, dis waarvoor ek bid. Here, ek het nie rykdom nie, ek het nie huise en goed dat ek vir my kinders kan nalat nie, maar Here, ek kan die kennis van Jesus Christus, die evangelie van Christus Jesus, my manier hoe ek getrou is aan die Here, en dit wat hy vir my gee om te doen, maak nie saak hoe swaar dit is nie, dit kan ek oordra aan my kinders, ek kan dit vir hulle nalat. Hulle kan dit onthou wanneer ek nie meer daar is. Hulle het dit gesien, hulle het dit beleef. Psalm 145 vers 4 sê, die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. Jy vertel aan jou kind vertel aan sy kind, en hy vertel weer aan sy kind. Dit is wat die Here hiervan praat. 'n Vader se private getrouheid ontsluit openbare seëninge vir sy kinders. So daar waar jy getrou is, waar niemand dit sien nie, bring jy seëninge vir jou kinders. Jou geloof in God is die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, of jy vanmôre 'n pa is of 'n ma is. Hoor wat ek vir jou sê, jou geloof in God is die grootste ding wat jy vir jou kind kan nalat. En soos Abraham word ons geloof nie werklik getoets. Dit kom nie tot volle volwassenheid, totdat God ons vra om te oorweeg wat ondraaglik lyk nie. Om te doen wat onregverdig lyk nie. Of om te verwag wat onmoontlik lyk. Jy moet hom toelaat om nie doonloos met die dele van jou lewe te redigeer en te verwyder wat jy liefhet. Maar wat nie God se naam verheerlik nie, wat nie sy naam groot maak nie, wat nie deel is van God se plan vir jou lewe nie. Hy moet dit uithaal. Hy moet dit kan wegmaak, hy moet dit kan doodmaak in jou lewe. Jou kinders moet sien hoe God jou na die beeld van sy seun vorm en snoei. Hulle moet dit beleef. Hulle moet sien wat God doen. Johannes 15 vers 1 tot 2. Johannes 15, 1 en 2. Want dit sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hoor wat sê hy daar? As jy nie vrug dra nie, verwyder God die Vader jou. Maar wanneer jy vrug dra, met ander woorde, jy doen goed, wat doen hy? Ek gaan jou nog snoei. Dink julle dit is maklik om gesnoei te word? Nie is jy 'n lekker ding nie. Maar Here, ek dra dan vrug, ja. Ek gaan jou snoei sodat jy nog meer vrug kan dra. Ek gaan goed weghaal. Hy sê dit noem, ek maak dit skoon. Ek sny goed weg, want as ek dit wegvat, gaan jy nog meer vrug kan dra. Daar moet goed in jou sterf, fisies. Daar moet die lieflinge in jou lewe moet sterf, sodat God se wil in jou lewe gestalte kan vind. En jou kinders wat dit sien en beleef, moet weet dat God dieselfde met hulle lewe sal doen. Hulle moet weet, ek sien my pa gaan nie deur, ek sien my ma gaan nie deur, ek sal ook nie deur moet gaan. Ek sal na die beeld van Christus gevorm word. Nou albei, beide Abraham en beide Isak het 'n swaar gewig daardie dag gedra. Isak dra die hout vir sy offer op sy eie rug, terwyl Abraham die mes gedra het. Isak dra die gewig wat sy vader op sy skouers gesit het, en Abraham dra die gewig wat God die Vader op sy skouers gesit het. Gaan offer jou seun. Spurgeon weer eens, daardie mes het die hele tyd in sy eie hart gesny, maar hy het dit geneem. Ongeloof sou die mes by die huis gelos het, maar ware geloof neem dit saam. Ek gaan my seun offer. God is in staat om hom lewend te maak as dit moet, maar ek gaan God gehoorsaam wees. En asof die taak nie reeds moeilik genoeg was nie, kom Isak en hy bied nog 'n popkoos, nog 'n onvoorbereide toetsie vir Abraham. En hy vra vir sy pa, maar pa, waar is dit? Hier is die hout, hier is die vuur, hier is die mes, alles is hier vir die offer, maar waar is die lam dan?
Nou het nog niks vir Isak gesê, wat is hier besig om te gebeur nie, waantoe is ons op pad nie. Hy weet ons moet gaan offer, maar waar is die lam? Ek sien nie die lam nie. En natuurlik het hierdie onskuldige vraag Abraham se stresvlakke net hoër gedruk. Jy kan net vir jouself dink. En wat antwoord hy? God sal voorsien. Dis 'n verklaring van volkomme vertroue, maar wat eintlik oop is. Dis eintlik 'n oop antwoord. Omdat Abraham nie weet nie, kan hy nie vir Isak vertel wat hy nie weet nie. Waar is julle? Ek weet nie, maar God sal voorsien. Ek bedoel, dit kan enige kant toe gaan. Dis of Isak wat geoffer word, of God gaan 'n plaasvervanger bring. Een van die twee. Ons weet nie, maar God sal voorsien, Isak. En Abraham het nie gedink dit is 'n drama of bloot 'n seremonie nie. Ek meen, hy het die hout gaan pak, hy het die plek reggemaak, want hy gaan nou offer. Hy het sy seun gebind. Op hierdie stadium het hy steeds nie geweet hoe God sou voorsien nie. Hy vertrou op God se vermoë om Isak uit die dood uit op te wek. Nie God se bereidwilligheid om dit te doen. Wil jy maar die verskil sien? Ek gaan dit weer sê. Hy vertrou in God se vermoë om Isak uit die dood uit op te wek, maar nie God se bereidwilligheid om dit te doen. Voorbeeld daarvan is Sadrag, Mesach en Abednego, wat ons sien in Daniël 3. Julle ken die verhaal? Toe hulle in Babylon was, en hulle moes hierdie afgodsbeelde aanbid, en Sadrag, Mesach en Abednego sê, luister, ons gaan nie julle afgode aanbid nie, en wat doen hulle? Ons gaan julle in die vuur gooi. As julle dit nie doen, gooi ons julle in die vuur, hulle maak daai vuur warm en alles, en wat sê Sadrag, Mesach en Abednego? Die God wat ons aanbid, is in staat om ons lewend te hou. Hy kan ons uit daai vuuroond red. En dan hoor wat sê hulle. Maar al doen hy dit nie, nogtans sal ons nie ons knieë voor hierdie afgode buig nie. Was hulle seker dat God hulle gaan red uit die vuur uit? Nee. Het hulle geweet God kan dit doen? Ja. Maar nogtans, al moet ek deur die vuur gaan, al moet ek daar sterf, ek sal nie my knieë voor 'n afgod buig nie. Ek buig voor die een wat in staat is om my te lewe te red as hy wil. Dis dit. En dis wat Abraham te staan voorkom. Hy het geweet, ek gaan my seun offer, God is in staat om hom lewend te maak, of hy dit gaan doen, I don't know, ek weet nie. En op dieselfde manier as Sadrag, Mesach en Abednego was hy bereid om die mes in Isak se liggaam in te druk om hom te slag. En sy geloof was duidelik, sy geloof in God was duidelik in sy werk en dit wat hy gedoen het. Laai saam met Jakobus 2:21. Jakobus 2:21. En 22. Hy sê hier, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Ek doen wat ek glo. Ek leef wat ek glo. En dit is soos ek sê, wat Abraham aan sy kind oorgedra het. Ek leef. Ek sê nie net vir jou, ek glo in die God van die heelal nie. Ek leef dit vir jou. Ek is bereid om hierdie mes in jou liggaam te sit. En hierdie is 'n preek wat ek heeltemal op sy eie kan doen. Isak was nie 'n jong seentjie wat hy kon bind nie. Isak was al 'n tiener plus op hierdie stadium. En hoe dink jy het 'n man van oor die 100 jaar oud hierdie seun vasgebind en op daai altaar neergesit? Jy al daaraan gedink? Dink jy Isak het saam sy pa gewerk? Hy moes. Isak het ook daar gaan lê. Vader, is fine. Ek trust jou. Jy vertrou God, ek vertrou jou. So ek sê, dis 'n preek op sy hele eie. So God neem dikwels die wil van 'n kind van die Here vir die daad. Dit is hoe ons as kinders van die Here martelaars vir Christus kan word sonder om te sterf vir Christus. Here, ek is bereid om dit te doen. My hart is oortuig, ek sal dit doen, ek sal dit leef. Hy soek die wil, hy soek jou hart, dis 'n hartverandering. En jy sal sien, wat sê die skrif, hy het hom geoffer. God waardeer gehoorsaamheid meer as uiterlike dade. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel.
15:22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. So 'n gehoorsame hart, bereid om my te volg, bereid om te staan vir die waarheid. Op die laaste oomblik, toe hy mes in Isak se liggaam wou steek, net voor Abraham die mes in sy bors sou druk, of daai keel sou afsny, kom die engel van die Here en hy sê vir hom, Abraham, stop, moenie dit doen nie. Moenie verder gaan nie. God wou nie hê dat God wou hê dat Abraham die groter prentjie moes sien. Want dan is 'n groter prentjie. Hier is iets groter as Abraham en Isak op hierdie tafel. God het nie die offerande afgelas nie, jy sal sien. Maar op die laaste oomblik het hy 'n plaasvervanger voorsien, 'n ram in die bos. So die offer gaan nog steeds aangaan. Ek het voorsien vir die offer, maar die offer sal aangaan. Kan jy Abraham se vreugde voorstel? Ek ben as op die punt om sy kind dood te maak en hier gee die Here nou 'n voorsiening. Een wat in sy seun se plek sou sterf. Hiermee het God bewys dat hy nie soos een van die Kanaanitiese afgode is wat tevrede is met 'n menslike offer nie. Ons bring vir jou iets en ons stel dit tevrede nie. Ek en jy kan God nie tevrede stel nie. God bring self dit wat geoffer moes word. En nadat hy die plaasvervanger geoffer het, gee Abraham hierdie plek 'n naam. En dis beautiful. Maar hy maak geen melding van die gruwel waartoe hy moes gaan nie. Die swaar waartoe hy moes gaan nie. Wat is ek en jy? Ons is geneig om te kla as die Here ons deur goed vat en en as ek terugdink, dit was swaar en is moeilik en alles en Abraham kom en ek het nie deurgegaan dat Abraham deur is nie en hy gee die plek 'n naam. Hy noem dit nie die berg van toetsing of die berg van lyding of die berg van gehoorsaamheid nie. Kyk hoe gehoorsaam was ek, Here. Nee. Hy noem dit die berg van voorsiening. God het voorsien. Ten spyte van my swaar, ten spyte van die lyding, ten spyte van dit wat ek deur is, trauma. Verwys hy na wat God gedoen het, nie wat hy gedoen het. Nie sy gehoorsaamheid, God se voorsiening. Hy spreek 'n oortuiging uit dat God in die behoefte van elkeen van sy kinders kan voorsien. En nadat Abraham hierdie ram geoffer het, het God weer eens in vers 17 tot 18 sien jy dat God het sy vorige beloftes aan Abraham net weer hernie. So 'n bietjie anders, maar dit hernie. Wanneer ons in hierdie oorskynlike donker en verwarrende verhaal kyk, deur die lens van Abraham, wanneer ons kyk deur Abraham se oë nou na dit, sien ons hoe God sy goedheid openbaar. Hierdie was 'n profetiese opvoering, 'n verhaal gevul met 'n duidelike skaduwee wat wys na Jesus. Dis wat hierdie was. Deur wie die nasies op die einde van die dag vergifnis van sondes, oorwinning oor sondes en vryheid van hulle sondes sou ontvang. So hierdie gebeurtenis dui op Christus wat sou kom. Reg deur die Bybel het God profete gevra om dinge op te voer uit te beeld van wat hy gesê het hy sou doen. En ek wil net so 'n paar voorbeelde noem. Soos Hosea wat geroep is om God se rol te vertolk deur met 'n prostituut te trou. Julle het dit al gelees? Wie is die prostituut? Dis Christus wat met die kerk trou. Dis wat hy uitgebeeld het. En dan sien jy Esegiel wat vir 'n jaar lank op sy sy moes lê, vir 'n jaar lank, imagine dit, op sy sy moes lê om die belering van Jerusalem te demonstreer. Jerusalem gaan ingeval word vir 'n jaar lank en jy sal leef vir 'n jaar lank om 'n voorbeeld te wees daarvan. Net so moes Abraham gevra word om God te wees, uit te beeld in die waar hy sy seun offer. Dis wat Abraham moes doen. Hy het God uitgebeeld. So Abraham laat vir Isak die beste erfenis agter. 'n Onwrikbare vertroue in sy God. Deur te wys dat God se wil voor enigiets anders kom.
Abraham het geglo dat God in staat was om 'n offer te voorsien. Maar waar was die lam? En dit is wat Isak gevra het. Abraham het gedink, waar is die lam? Isak het gevra, waar is die lam? Hierdie vraag is deur die eeue heen, deur al die gelowiges gevra. Dit is gevra deur Isak, deur Moses, deur Dawid, deur Jesaja. En uiteindelik het Johannes die doper gekom, en toe Jesus daar aankom om gedoop te word, het hy na hom gewys en gesê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Abraham het profeties gepraat, toe hy vir Isak gesê het, God sal self vir hom 'n lam voorsien. Hierdie gedeelte, hierdie swaar, donker gedeelte, is soos 'n slot, maar Jesus is die sleutel wat dit oopmaak. Dat ons dit kan verstaan. Beide Isak en Jesus was lang verwagte geliefde seuns, wat in wonderbaarlike omstandighede gebore is. Beide seuns dra die hout op hulle rug, wat die instrument van hulle dood sou wees. Nou, Isak sou op hierdie hout sterwe. Jesus het die kruis gedra, waaraan hy gesterf het. In beide verhale lei die Vader die Seun die berg op om te sterwe, en die Seun volg gehoorsaam agter die Pa. In beide scenario's voorsien God 'n plaasvervanger. Abraham het sy seun nie teruggehou nie, maar God het sy seun nie gespaar nie. Maar hom vir ons almal oorgegee, Romeine 8:32. Hierdie gebeurtenis wys ook dat Jesus se opstanding uit die dood op die 3de dag, dit wys daarna. Aangesien Abraham, onthou, het 3 dae reis gehad, en Abraham het geweet, die oomblik toe God hom hy opdrag gee, was hy klaar in sy hart dood. My seun is dood. Dit gaan gebeur, my seun gaan doodgemaak word. En hy het hom, dit was 'n voorbeeld van Christus wat sou opstaan, want hy het hom teruggekry, as het ware, sê die skrif, uit die dood uit. Blaai saam, ek wil jy moet dit lees, ons het net nog gelees, ons lees dit net weer, Hebreërs 11 vers 18 tot 19. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, aan wie gesê is in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. En dan vers 19, daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang uit die dood. Wow! Selfs na so diepgaande en traumatiese ervaring het Abraham se lewe voortgegaan, met 'n gevoel van normaliteit. Daar is altyd 'n nadraai wanneer die lewe popkoses oor jou pad bring, wanneer hy toetse bring waarvoor jy nie voorbereid is nie. Daar is altyd 'n nadraai. Jou lewe gaan aan, want God mors nooit, en ek wil dit herhaal, God mors nooit 'n goeie lyding nie. 'n goeie swaar kry. God mors dit nie. Hebreërs 12 vers 11. Blaai saam met my, ek wil jy moet dit sien. Hebreërs 12 vers 11. Hy sê hierso, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Hart. 1 Petrus 5 vers 10. Laai saam met my. 1 Petrus 5 vers 10. Hy sê, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en gegrondves. As kind van die Here sal jy getoets word. As kind van die Here sal jy deur swaar tye gaan. Jy gaan dit beleef. Dit was nooit God se doel om Isak te laat sterwe daar. Was nooit sy doel nie. Maar 'n deel van Abraham se karakter het op daardie berg gesterwe daai dag. Neem dit sien. Dis wat gesterf het. Dis wat geoffer is. Dis Abraham. Abraham self, sy karakter. God was besig om te snoei aan Abraham. God wou hom tot 'n dieper vlak van gesag en vaderskap bring. Maar hy moes bereid wees om sy eie verwagtinge vir sy toekoms en vir sy kind se toekoms laat vaar.
sodat God se groter doel vir sy nageslag bereik kan word. Hy het geleer om God se goedheid te vertrou, bo sy eie misverstande. En ek meen, as jy Abraham se lewe gaan kyk, hoeveel misverstande was daar? En ek kan julle daar besig hou. Hierdie beproewing het hom vervolmaak om die vader van die gelowiges te wees. Die voorvader van die kerk van God. Ek en jy. Galasiërs 3 vers 6 tot 7. Galasiërs 3 vers 6 tot 7. Maar wat sê hier? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Die wat uit die geloof uit is, die wat in geloof in Christus Jesus is ware kinders van Abraham. As diegene van die geloof, wat ek en jy is, ons word Abraham se ware nageslag genoem. Dit is wat ons is. Wil jy moet dit weet. Moet ons nie geskok wees wanneer swaar tye oor ons lewe kom nie, wanneer God besig is om ons darlings dood te maak. Ons moet dit as 'n normale deel van ons lewensreis sien. Ons moet dit omhels, eerder as om daardeur verbaas te wees of ontmoedig te word. 1 Petrus 4 vers 12. Baie bekende gedeelte. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie, asof iets vreemds oor julle kom nie. Hy sê vir 'n kind van die Here, moenie dink wanneer swaar kry oor jou pad kom, dis vreemd nie. Wanneer die Here jou toets, dis vreemd nie, dis normaal. Hy sê, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Wanneer Jesus kom, sal ons in sy teenwoordigheid wees. Alles swaar kry, pyn en lyding weg. Ek is gevorm na die beeld van Christus. Dis ons doel. Dis hoekom jy hier is. Die enigste verskil is ons die hoëpriester in Christus Jesus wat nou vir ons kan intree, wat ons swaar kry en lyde verstaan. Want hy's deur dit als sonder sonde, sê die skrif, Hebreërs 4 vers 15. So aanvanklik mag Genesis 22 'n uitdagende gedeelte wees, 'n swak voorbeeld van wat 'n pa vir 'n kind moet wees. Maar wanneer ons besef hoe dit inpas by die breër prentjie van God se verlossingsplan in sy skrif, sien ons hoe dit wys na God se oplossing vir die probleem van sonde en dood in hierdie wêreld. Die lewe is nie 'n groot finaal nie. Die matrieks wat een van die dae finale eksamen skryf nie. Dis nie een groot finaal nie. Jou lewe bestaan uit 'n klomp popkoses. 'n Klomp onvoorbereide toetse in jou lewe, waar God gaan sny en uithaal en doodmaak. Die skrif sê, dit het toe in die bidkamer gesê. Hy sê, neem jou kruis daagliks op, volg my. Wat bedoel hy as hy sê, neem jou kruis op? Iets gaan sterf, meneer. Iets in jou gaan sterf vandag. Neem jou kruis daagliks op en volg my. As jy nie bereid is om jou kruis op te neem en my te volg nie, is jy my koninkryk nie werd nie. Jy gaan sterf, ek gaan goed uit jou uithaal, ek gaan jou darlings laat doodgaan. En ek sê weer, dit is nie altyd sonde nie. Dit is nie altyd oop en bloot sonde nie, en ek wil dit vandag vir die pa sê. Is dit 'n sonde om TV te kyk? Om rugby te kyk? Dit is sonde om rugby te kyk, he? Maar as jy weet, jy het goed om te doen, jy het verantwoordelikheid in die huis, en jy kyk TV, in plaas van om jou verantwoordelikheid na te kom, raak het nou sonde. Nou raak het sonde. Nou kan rugby kyk sonde raak. Verstaan jy wat ek probeer sê? So die Here gaan goed uit jou sny, wat nie altyd sonde is nie. Ons moet nie altyd dink is net sonde, nee. Daar's sekere goed wat die Here gaan wil uithaal, wat vir jou 'n geliefde is, wat nou moet sterf. So ons moet nie popkoses in ons lewens verwag. Jou lewensverhaal
is deel van God se groter storie. Wanneer God vir jou sê om jou lieflinge dood te maak, kan jy hom vertrou, want dit is deel van jou heiligmaking. Hy's besig om te sny, hy's besig om te snoei, hy's besig om dood te maak dit wat nie soos Christus lyk nie. Dis al wat dit is. En dan, dit wil ek vir die vader sê, is gee die fakkel oor aan jou kinders. Daardie gewig van vaderskap moet jy aan jou kinders kan oordra. Laat jou kinders eienaarskap vat van hul eie geloofsreis. Hulle moet weet. En ek sluit af met hierdie skrifgedeelte, Psalm 112. Psalm 112. Psalm 112 vers 1 en 2. Hy sê welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën word. So ek wil vir die paas vanmôre sê, en eintlik vir almal, maar vir die paas spesifiek vanmôre, wat laat jy vir jou kinders na? Ons kan goed nalaat of sleg vir ons kinders nalaat. En ek wil 'n voorbeeld gee. In die jaar 1700 is 'n man genaamd Max Jukes gebore. Nou die dag toe Max Jukes trou, toe vat hy vir hom 'n vrou wat nie 'n gelowige is nie, hy self nie 'n gelowige nie, en sy lewe het uitgedraai as volg. Hier is sy nageslag. Uit sy nageslag uit was daar 310 wat dood is armlastig is. 150 was kriminele. Van die 150 kriminele was 7 moordenaars. En dan was daar 100 plus dronkaards, alkoholiste. En daar was 190 prostituie. Dit was sy nageslag. Max Jukes. En dan Jonathan Edwards. Wie ken Jonathan Edwards? Hy is in 1703 is hy gebore. En Jonathan Edwards, die dag toe hy trou, toe draai sy huwelik, sy lewe en sy huwelik en sy nageslag aan die Here op en hy sê, Here, hier is dit behoort aan U. Lei my, leer my, sny my, snoei my, maak my wat ek wil, Here, ek soek 'n goddelike nageslag. En hier is sy nageslag. Daar was 13 rektors van colleges, 65 college professors, 75 militêre offisiere, 80 staatsamptenare, 60 skrywers, 60 dokters, 30 regters, 100 pastore, 100 prokureurs, 3 Amerikaanse senators en 1 visiepresident van Amerika. Jonathan Edwards. Wat 'n nageslag wil jy nalaat? En ek sê weer, die grootste ding wat ons vir ons kinders kan nalaat, is dat hulle kan sien hoe die Here my vorm na die beeld van sy seun. Hoe hulle sien hoe ek getrou is, selfs al gaan dit swaar, selfs al gaan dit moeilik, ek is getrou aan my God. Dis die grootste ding wat ek vir my kinders kan nalaat. En daardie fakkel oorgee vir hulle, wanneer ek nie meer daar gaan wees nie, gee dit weer oor vir julle kinders. Wees bereid, as die Here vir jou sê, maak dood jou dadings. Wees bereid dat hy jou sal vorm, en jou sal maak, en dit sal wegvat, wat nie soos Christus lyk nie.